Die Here is ons alles en die Here moet jou alles vanmôre wees. Dis belangrik. Ek kan nie hierdie boodskap vanmôre bring as jy nie vanmôre gaan besef wie God vir jou is nie. Dan gaan hierdie preek gaan vir jou niks beteken nie. Ons almal weet daar's in sekere brands, ek meen die beste brand in die mark nou is maar Ford, so ons weet dit. So so party ons sal sê Toyota, maar weet julle wat? Elkeen defend sy brand. Is ek reg? Vir jou is daai brand die beste tot hy breek. Maar in elk geval, of hy olie lek op die paving, dan is dit nie meer so grand nie. Maar weet julle wat? God verander nooit. Hy bly dieselfde. Hy sê ek is wat ek is, vir altyd en vir ewig, forever. Ek is wat ek is en ek gaan bly wat ek is en ek gaan vir jou wees wat jy wil hê ek moet wees. As jy wil hê ek moet ver wees, gaan ek vir jou ver wees. Maar as jy wil hê ek moet vir jou naby wees, dan gaan ek vir jou naby wees. Weet jy wat, ons loop in tye en ons is benoud en ons is bekommerd en ons loop in hierdie wêreld en ons wonder, waar is God? Hy's langs jou. Hy's by jou. Hy's oor jou. Hy's met jou. Jy's nooit alleen. Ek sê altyd, dit is my so lekker as ek so omkyk en ek sien goedheid en guns is hier agter my. Prys die Here, maar ek moet nou nie vir my boodskap afgaan nie. So ek wil begin om u naam ontwil. Dit is waar God persoonlik praat oor homself. Wat hy sê om my naam ontwil. Ek gaan sekere goed doen om my naam ontwil. En ek lees deur die Bybel en ek dink baie van ons het al gelees hoe kwaad God was vir sy volk. En dan sê hy vir hulle, ek gaan vir julle uitroei. Ek gaan julle van die aarde af wegvee. Kyk, hy het hulle in ballingskap geplaas en hy het hulle verstrooi, maar hy het hulle nooit van die aarde afgevee nie. Gaan kyk, dis die enigste volk reg deur die eeue wat hulle kultuur behou het, wat hulle godsdienst behou het, wat alles in plek was soos dit was van die begin af. Geen ander volk nie, net hulle. Vir al die eeue deur. Want God het 'n belofte gemaak aan sy volk. Hy het gesê ek sal met jou wees vir altyd en vir ewig. Dis sy karakter, dis wie hy is. Dis wat hy gesê het hy gaan doen. So wanneer hy praat om my naam ontwil en hy praat met Israel, dan sê hulle omdat my karakter op 'n sekere manier is, gaan ek dit nie doen nie. Ek wil gou vir julle lees. Esegiel praat so mooi in daai gedeelte Esegiel 20 praat hy met hulle want hulle het hom gerebelleer in die woestyn. In Egipte, in die beloofde land. Hulle het hele tyd met God gerebelleer. In so 'n mate, wie van julle het al 'n kind gehad wat bly nek om jou? Dit maak jou naas moeg. Maar as jou kind, jy kan hom nie afvee nie. Maar as jy in die moeilikheid by die staat en by jou vrou. Okay, maar ons hou dit maar en ons verdra dit maar. Want weet jy wat? Hy's aan jou toe vertrou. Hy's aan jou toe vertrou. Jy moet dit doen want jy is sy pa. En dis wat God doen met ons. Hoor wat sê hy in Esegiel. Hy sê, maar ek het gehandel om my naam ontwil. Dat dit nie ontheilig sou word voor die oë van die nasies nie. Jesaja 48 vers 9 tot 11 sê, om my naam ontwil vertraag ek my toorn en om my roem ontwil bedwing ek my. Bedwing ek my teen jou ten goeie om jou nie uit te roei nie. En dan sê hy in vers 11, hoor mooi wat hy sê, om my ontwil, het staan net so, dan sê hy vir 'n tweede keer, ont my ontwil sal ek dit doen. Ont my ontwil sal ek dit doen. Ek gaan jou nie uitvee nie, Israel, ek is baie kwaad vir jou. Ek is ongelukkig oor jou. Maar my naam sê ek is barmhartig. My naam sê ek is genadig. My naam sê ek het jou in die woestyn uitgelei. My naam sê jy's myne. Dis wat sy naam sê. So om sy naam ontwil kan jy dit nie doen nie. Ek wil vir julle sê, hoeveel keer kon God ons al van hierdie aarde afroei? Met ons hardnekkigheid en ons hardkoppigheid. Maar hy's 'n genadige God. Hy's barmhartig, hy's lankmoedig, hy's groot van goedertierenheid. Prys die Here. En omdat hy dit is, doen hy dit nie. Wat beteken dit as hy sê om my naam ontwil? Om my karakter ontwil? Julle gelees toe hulle deur die woestyn getrek het. Toe die ander volke bang geraak vir hulle. Hoekom vir hulle? Nee, gaan lees mooi. Hulle was bang vir hulle God. So as God hulle in die woestyn vernietig het, dink jy hulle sal nog bang wees vir God? Nee, daai volk vernietig, hulle is almal af. There's nothing.
maar omdat God gesê, dis my volk, ek sal hulle beskerm. Ek sal met hulle wees, moet hy sy naam en sy karakter in stand hou, en hy moet hulle beskerm. Hy het geen keuse gehad nie. Hy het glad nie 'n keuse gehad nie. En oor my en jou vanmôre is God se naam uitgeroep. Hy het nie 'n keuse anders om jou te beskerm nie. Hy het nie 'n keuse as om jou nie van die aarde af uit te roei nie, want sy karakter sê, ek gaan dit nie doen nie. Sy karakter bewaar en beskerm jou. 2 Petrus 3, 9 tot 10, hy sê, die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Hy's geduldig, hy's barmhartig, hy's genadig. Waar is die Here? Hy moes al gekom het. Hy kom nie omdat jy nog nie gered is nie, broer. As iemand weer vir jou vra, waar is jou God, hoekom kom hy nie? Jy's die rede. Jy is die rede dat God nog nie gekom het nie, want hy wag dat jy moet tot bekering kom. Amen. Amen. Prys die Here. Iemand het eendag geskryf, hy sê, sommige is geneig om God se geduld met slapheid te verwar, and that's a big fout. Dis 'n groot fout. Hy's nie slap nie. Hy's sterk, en omdat hy magtig is, en omdat sy naam kragtig is dit alrede hoekom ons nog staande bly. Maar daar gaan 'n dag kom, wat hy beloof het, ek gaan hierdie wêreld kom oordeel, en weet jy wat? Dan gaan hy sy genaam gestal doen. Want dan gaan hulle wat dit gehoor het, dan gaan hulle dit glo uiteindelik. Daar kom 'n dag, daar kom 'n uur, wat hulle gaan weet, werklik waar hy is God. So hy's nie slap nie, hy's nie slap nie. God beskerm maar net sy eer, dis al wat hy doen. Al wat hy doen. So volgende keer, as jy dink, Here, hoekom is ek nog hier? God se genade. Net God se genade. En dan die tweede gedeelte wat ek oor wil gesels, nou hier's 'n paar dele hierin. So 3 gedeeltes hieronder, om u naam ontwil. Dit is 'n smeekgebed van iemand wat intree vir iemand anders. Dis wanneer daar 'n tussenganger is. Dis daar iemand wat tussen jou en God gaan staan. So die eerste een is om my naam ontwil. Ek doen nie die goed nie, om my naam ontwil. Die tweede ene, om u naam ontwil. Nou, die eerste middelaar amper as ek kan sê, tussen God en die mens, wat regtig vir die mense ingetree het, was Moses. Mense, hy het baie vir hy volk ingestaan. In Eksodus 32:12, 14 tot 14 sê, waarom sou die Egiptenaars spreek en sê, in kwaadwilligheid het hy hulle uitgelei, om hulle in die berge om te bring en hulle van die aardbodem af te vernietig. Dan vra hy, wend u af van u gloed, van u toorn, en laat dit u berou oor die onheil van u volk. Moses beroem hom op God se naam en God se eer onder die nasies. Here, hoekom sal hierdie volke sê, kyk wat doen hy? Hy is nie regtig God nie. Hy is nie regtig wie hy sê hy is nie. En Moses herinner God aan wie God is. Maak dit sin? Mense, ek het sukkel om hierdie goed te verstaan altyd. Moses herinner God aan wie hy is. Hy herinner God aan sy karakter. Here, u het hierdie volk uitgelei. En al hierdie nasies hier rondom is bang. Want hulle weet dit is u wat dit doen. Here, ter wille van u naam. Om u naam ontwil, Here, hou hulle nog in die lewe. Moenie hulle nou uitroei. Daar was 'n tyd wat God vir Moses sê, weet jy wat, ek gee julle af, gaan lees dit, en dan maak ek jou 'n groot nasie. Hy sê, nee Here, jy het 'n belofte gemaak. Dit sal lekker wees as die Here jou vat, en hy maak jou 'n groot nasie. Hy sê, nee Here, jy het 'n belofte gemaak. Jy gaan hulle 'n groot nasie maak. Dink tog aan die karakter, dink aan die belofte, Here. En dan gaan hy verder, en hy sê, gedenk aan Abraham, Isak en Israel, u knegte, vir wie u by u self gesweer het, aan wie u gesê het, ek sal julle nageslag vermeeldig soos die sterre van die hemel, en hierdie hele land waarvan ek gespreek het, sal ek aan julle nageslag gee, dat julle dit vir ewig kan beerwe. So hy beroem hom op God se verbod met Abraham, Isak en Jakob. Here, u het 'n belofte gemaak aan daai 3 manne. U sal dit nie doen nie.
U sal dit nie doen nie, u sal hulle nie vernietig nie. En hy herinner God aan daai belofte wat hy gedoen het. En dan gaan lees ons daar in die volgende vers sê, toe het die Here berou oor die onheil wat hy gesê het, dat hy sy volk sou aandoen. Is dit nie groot nie? 'n Man gaan staan tussen God en 'n volk, en God spaar hy volk. It's amazing. Dit is vir my so groot, dat God kan doen net wat hy wil. Maar weet jy wat se krag het ek en jy vanmôre? Maar ek gaan vooruit. Toe kom Jesus Christus. Dit was ons eerste middelaar, die was Moses. Dit was maar net 'n voorloper eintlik van Jesus en die Heilige Gees. Ek wil gou vir julle lees. Gaan jy gou op my bord sit Romeine 8 vers 34. Kan ons dit saam lees gou vanmôre? Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit. Hoekom? Vir ons in te tree. Om vir ons in te tree. Wanneer ek en jy daai nonsens aanjaag, dat ek by God kan gaan staan en sê, my bloed, Here. Dink aan my bloed. Dink aan my bloed, Here. Help hulle, moet hulle nie uitroei nie. Dink aan die bloed. Sit my gou die volgende versie op. 1 Johannes 2 vers 1. Ek vind waar jy hom. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Is dit nie mooi nie? Dis my gou die volgende enetjie op asseblief, Romeine. En net so kom ook die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in, met onuitspreeklike sigtinge. Mense, weet jy hoe? Met onuitspreeklike sigtinge. Weet jy hoe groot pleit die Heilige Gees vir my en jou, by God die Vader? Besef ons dit vanmôre. Gaan lees daai skrifgie weer, met onuitspreeklike sigting. Ons kan nie vanmôre uitspreek hoe God vir my en jou intree nie. Hoekom? Om sy naam ontwil. Hy kom en hy sê, Here, om u naam ontwil, help verloot. Hy sit in moeilikheid, hy het 'n probleem, Here, help hom, om u naam ontwil, om u karakter ontwil. Maak dit sin vanmôre. Prys die Here. En dan die derde ene is, waar ons, of die ander een is waar ons vir mekaar moet intree. Waar ons vir mekaar moet intree. Waar ons voor God gaan lê en sê, Here, om u naam ontwil. Ek dink so aan 'n ou dogtertjie, is oom Paul hulle hier vanoggend. Ek dink so aan daai kind, dan bid ek en dan huil ek voor die Here, om u naam ontwil. Here, nie oor enige ander is nie, om u naam ontwil. Here, ek bid vir my boetie en my sussie, om u naam ontwil. Here, u het gesê, u is die groot geneesheer. Doen dit, Here, want dit is u karakter. Dit is wie u is, Here. Gaan staan by elkeen van ons, want dit is u karakter. Vir my boetie wat in die moeilikheid is, om vir hom te bid en sê, Here, u woord sê, u is ons hulp in benoudhede. Here, om u naam ontwil, omdat dit so is, vra ek vanmôre, Here, help my boetie. Here, raak my boetie aan, om u naam ontwil. Weet jy wat, Moses, Jesus, en die Heilige Gees, en ons vir mekaar, om vir mekaar daai in te staan en te sê, Here, om u naam ontwil. Wanneer laas het ons voor die Here gaan lê en vra, om u naam ontwil? Sien, want die probleem is baie, as ek vir my boetie hier voorbid, ek wil gou vir julle vertel, laas Sondag, ek het 'n operasie gehad, en reg onder die wond, het daar so 'n infeksie gekom. Maar as altyd ek sê dit verkeerd, infeksie. Ek sê infeksie. Maar in elk geval, het daar infeksie gekom. En die pastoor is lê hande op my en hulle bid vir my. En ek sien van daai middag af, hoe raak het gesond. Woensdag, donderdag, toe is hy gone. Amen! Julle raak opgewonde, prys die Here.
Dit was nie om hulle ontwil nie, of om my ontwil nie, dit was om sy ontwil, sodat ek vanmôre hier kan staan, en vir julle kan sê, hy is die groot geneesheer. Hy is my groot geneesheer. Ek doen dit vanmôre, nie dat ons pastore kan grand lyk nie, hulle is klaar grand. Ek doen dit, sodat ons God kan grand lyk. Amen. En wanneer jy by iemand kom staan, en jy bid vir hom, en jy lê jou hande op hom, vergeet van jouself. Vergeet van jouself. Mense, ons is te veel op die voorgrond. Vergeet van jouself en sê, Here, doen dit om u naam ontwil. Omdat u die groot geneesheer is, wys vir hulle, Here, dat u dit is. Wanneer iemand in 'n verknorsing sit, en hy het finansiële verknorsing, Here, tel hom op, dat hulle kan sien, Here, u is nog die een wat met finansies kan werk. U is die een wat jou kan uithelp. Ons moet dit regtig doen om God se naam te boost, as ek dit so kan sê. Vergeet van jouself. Wanneer jy daar lê, vra net Here om u naam ontwil. En dan die derde deel van hierdie is, wanneer jy kom persoonlik bid vir jouself. Wanneer jy vir God gaan lê en jy vir jouself bid. En Here, om u naam ontwil, help my. Here, ek sit in hierdie verknorsing. Ek sit in hierdie probleem, om u naam ontwil, kom help my. En dit is hier waar die Here met my begin werk het. Want nou sit ek in 'n situasie. En dit is ongemaklik. En dan vra ek, Here, help my. Want dit is nie lekker nie. Ag Here, kom help my, want dit is ongemaklik, Here. Met die waar Paulus gepraat het van die doring in die vlees. Here, dit pla my. Dis nie lekker nie. Maar ek vra die hele tyd om my ontwil. Want dit is mos net ek, me, myself and I. Ek vra dit net vir myself, want ek vergeet eintlik van God. Want ek sit nou in die ongemak. Ek sit met 'n probleem. Ek sit met hierdie saak. En dit is asof ons vergeet. Ons moet dit nie vir onsself vra nie. Ons moet dit vra om u naam ontwil. Here, help vir my en genees my om u naam ontwil. Help vir my, Here, sodat hulle kan sien, u is nog steeds die God wat genees. Help vir my, Here, om u naam ontwil, nie sodat ek gemaklik kan wees nie, maar dat u naam opgelig, dat hulle kan sien wat u kan doen. Ek wil regtig sê, verander jou gebed 'n bietjie. Verander jou gebed. Dit is nie lekker as jy in 'n finansiële verknorsing sit nie. Hulle moenie in die oggend hier van kos praat voor die kerk begin, van hamburgers en chicken burgers en goed nie. Dis verskriklik. Ek is ou wat hou van kos. Ek het gesê ek is swaar op 'n vurk. Baie swaar op 'n vurk. Maar wanneer jy in 'n situasie sit en jy's honger, soos Esau, jy moet dink wat jy doen. Vra jy dit regtig vir jouself? Of vra jy dit om sy naam ontwil? So ek dink 'n bietjie ons moet ons gebede 'n bietjie verander en vra, Here, help my, nie ter wille van my nie, ter wille van u naam. Ter wille van u karakter. Ter wille van wie u is. Help vir my. En ek dink, en dis waar die Here met my begin praat het, en ek my gebede begin verander het, en sê, Here, laat hulle sien u is God. Laat die wêreld daar buitekant sien u is my God. Laat hulle kan verstaan, hoekom gaan dit so met jou? Want ek het 'n God, die God van Abraham, Isak en Jakob, wat hulle uit die woestyn uitgelei het, wat vir hulle water gegee het, wat vir hulle kos gegee het. Dit het uit die hemel uitgeval. Prys die Here. Dink julle die volke daaronder het nie gehoor nie? Hulle het dit geweet. Hulle het dit geweet, dat die kos uit die hemel uitval. Mense het dit al gesien. Ek dink ons sou verbaas gewees het, as ons daar gestaan het en nie val die man uit. Hier kom die voëls aangevlieg. Ons moet net te vang. Hoekom het dit gedoen? Vir Israel ontwil? Nee, vir sy naam ontwil. Sodat ons tot vandag toe kan sê, prys die Here, hy is die God wat voorsien. Amen. Hy is die God wat voorsien. Prys die Here. Hy het dit nie gedoen sommer net nie. Ek sal vir julle sê, as ek dit lees, dan skep ek moed. Want ek weet, hy is die voorsiener, hy is my bron. Halleluja. Prys die Here. Mense, Dawid
Psalm 25 vers 11, sê hy, terwille van u naam, as daar ou was wat gebid het, terwille van u naam, dan was dit Dawid. Gaan kyk 'n bietjie hoeveel keer het Dawid gebid om u naam ontwil, terwille van u naam. Gaan kyk 'n bietjie. En hy sê, terwille van u naam, Here, vergeef tog my ongeregtigheid, want dit is groot. Vergeef my, Here, om u naam ontwil. Nie om my grandheid nie, nie omdat ek nou gevas en gebid het en gesoek het nie. Nie om een of ander rede omdat hieroor of daar doen het, Here, om u naam ontwil. Net omdat u God is, omdat dit die karakter is om te help. God se naam is sy karakter. En ons moet dit besef. As jy na God toe gaan, moet jy besef, jy moet dit nie vergeet nie. Jy gaan onder sy karakter. Amen. So, wat is die bottom line hiervan? As ons na God toe gaan en ons vra vir onsself, dat ons nie vra sodat ons goed kan voel nie. Terwille van u naam. Prys die Here. En dan nommer 3. Man, julle gaan vroeg huis toe gaan vandag. Dit lyk of julle gaan vroeg huis toe gaan. Ek probeer altyd dat julle nie laat huis toe gaan. Die pastoor het gesê ek mag nie langer as 'n halfuur preek nie. Nee, ek jok. Ek jok sommer. Ek weet as jy langer as 'n halfuur preek, dan luister niemand meer nie. Maar ja, ons het 'n harde stem. So prys die Here. Om sy naam ontwil. Nou hier kom die groot een van die hele preek vandag. Om sy naam ontwil. Matteus 5:16. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, dat hulle kan sien hoe goed julle is, dat hulle kan sien hoe grand julle is, dat hulle kan sien hoe julle gee, man, dat hulle kan sien, jy's die ou, hoe het ons altyd gesê, die ou manne, ons is die Mackie van die plekkie, want nou laas het julle dit gehoor, ek is die Mackie van die plekkie, ek doen dit dat julle kan sien wie ek is, dat julle kan sien, ek gee hoor, ek gee my 10de, en eintlik as ek moet dit op 'n video sit, kyk vandag is mos Facebook, so as ek my oorbetaal, dan moet ek 'n kamera daar sit en sê, ek gaan nou soveel oorbetaal vir die werk van die Here. Dis wat hulle doen op Facebook. Dis wat hulle doen op Facebook. Hoekom dink jy doen hulle dit goed? Want hulle moet kan sien hoe grand hulle is, wat hulle alles vir die Here doen. Nee, kom ek lees dit gou weer vir julle, hoe dit reg geskryf staan in die Bybel. Hy sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien. Hoekom? Sodat julle Vader wat in die hemel is, verheerlik kan word. That's the only reason. Dis die enigste rede, die Bybel sê, ek het gesukkel met hierdie skrif, want hy sê, jy moenie weet wat die linkerhand moenie weet wat die regterhand doen nie. Nou, hoe kry jy dit reg as die Here nou hierdie skrif vir jou gee? Want hy sê, as jy dit doen, moet dit nie doen sodat die mense jou sien nie. As jy gee, laat hulle God sien. Laat hulle die Here, ek het baie gesê, as ek eendag in die hemel kom, niemand moet vir my sê, dankie wat ek hier doen nie, niemand sê dankie vir dit, of vir die skenking, of dit nie. Weet julle wat wil ek, en ek het al vroeër gepreek, as julle aan die hemel kom, en die Here begin met ons te praat, een van ons gaan geoordeel word, en hy sê, dankie vir dit wat jy daar gedoen het, dan moet julle gaan, was dit hy? Was dit hy? Was dit sy? Dis wat ons wil hê, amen, dat God se naam verheerlik word op hierdie aarde, dat sy naam verheerlik word, dat jy op die agtergrond wees, al wat hulle moet weet is, God het dit gedoen, al wat hulle moet weet, God het dit gedoen, ek doen dit om sy naam ontwil, en ons moet regtig, weet jy, 'n mooi storie in die Bybel, is van Dawid en Goliat, ek het vanmôre nog, ek gaan dit gou weer lees, dis vir my so mooi, hy kom daar aan, en hier staan hy groot ou, en hy daag hulle uit, die hordes van Israel, daag hy uit, en sê, waar is julle God? Het julle niemand wat julle help nie? Luister gou vir my, hoeveel keer in hierdie wêreld vra hulle vir jou, waar is jou God? Hoeveel keer hulle vra, kom sit jy nie die ellende? Waar is jou God? En hy kom daar, en hulle daag hom uit, en hy val hulle uit, en hy vra, waar is jou God? En hy kom daar aan, en hy vra, wat gaat hier aan? Hulle sê nie, die Filistyn daag ons uit. En die koning sê, hy gaan vir jou skatte gee, en hy gaan sy dogter gee. Wat dink jy daaroor geworry? Hy kom na hy toe aangestap, na die reus, hy sê, hy kom na my,
En vandat ek klein is, onthou ek hierdie woorde. Jy kom na my met 'n spies en 'n lans. Maar ek kom na jou toe met God se karakter. Vir die eerste keer, die groot is dit ek kom na jou in sy naam, maar eintlik sê ek kom na jou in sy karakter. Wat is God se karakter? Hy vertel dit mooi daar. Toe die beer gekom het om my lammetjies te vang, het ek hom doodgemaak. Toe die leeu gekom het om die lammetjies te vang, het God my die krag gegee om hulle dood te maak. God gaan my ook die krag gee om hierdie Filistyn te vat vandag. Julle gaan dit sien. Wie se naam gaan verheerlik word? Dawid se? Nee. God se naam is verheerlik. Tot vandag toe as ons hierdie storie lees, besef ons, God is 'n groot God. No giant in your life can stand before you. Want God is met jou. Maak nie saak hoe groot die probleem is nie. Maak nie saak hoe groot die omstandighede is nie. Die God van Abraham, Isak en Jakob is met jou, want hy sê, ek is jou helper. Ek is die God wat saam met jou is in die oorlog. En hy sê, ek kom na jou toe met God se karakter, en hy swaar hy slingervel. En hy slaat vir daai Filistyn, laat hy daar op die grond gaan lê. En God doen dit, hoekom? Sodat sy naam verheerlik kan word. Weet jy wat, ek wil vandag ook vir u vra, in jou heiligmaking, hoekom leef ons heiligmaking? Kyk, op 'n stadium in my lewe, sommer nou onlangs, ek sê vir julle, ek wil so graag vir Jesus sien. Alles wat ek doen ek sodat ek vir Jesus kan sien. Ek wil so graag by hom wees. Ek wil so graag in die nuwe Jerusalem wees. En dit is baie mooi. Dat ek al hierdie goed doen, maar ek mis dit eintlik. Want ek moet dit doen om sy naam ontwil. Alles wat ek doen, my heiligmaking, die goed wat ek nie meer doen nie, hoekom doen ek dit? Om God se naam te beskerm. Ek doen dit, dat die mense nie na my toe moet kyk en sê, dis nou 'n kind van die Here daai. Kyk Lou, dis 'n kind van die Here daai. Kyk hoe handel hy. So as ek sekere goed los, en ek doen sekere goed nie meer nie, doen ek dit nie net omdat ek in die hemel wil kom nie. Mense, hier's 'n sleutel. Ek doen dit om sy naam ontwil. Sodat sy naam verheerlik kan word. Sodat die mense kan sien wie God is. Sodat ek nie sy naam in oneer bring nie. Dis hoekom ek dit doen. Baie van die mense, en ek wil weer sê, hy kom kerk, elke Sondag is hy by die kerk. Man, by die spesiale funksies is hy daar. By die mighty men is hy heel voor. Doen jy dit nog om sy naam ontwil? Of doen jy dit vir jouself? Dis 'n vraag. Dis 'n groot vraag. En ek dink elkeen van ons gaan moet stil staan en vir jouself vra, hoekom doen ek hierdie goed? Doen ek dit net om in die hemel te kom? Doen ek dit net om Jesus te sien? Of doen ek dit om sy naam te beskerm? Want sy naam is oor my uitgeroep. Daar gaan Loot Lombard, die Christen. Amen. Daar loop 'n Christen. Ons moet God se naam beskerm. Ek wil vir jou sê, as God dit doen om sy naam ontwil, en al hierdie ander kom tree in om sy naam ontwil, moet ek en jy dit dan nie ook doen om sy naam ontwil nie? Moet ons nie alles wat ons doen, sodat sy naam altyd ereplek kan hê nie? Amen. Prys die Here. Ek dink aan 'n storie, en dis nie 'n storie, dis 'n ware verhaal. Ek wil nie die ou se naam noem nie. Ek het hom geken. En eendag toe kom my vriend hier, maar hy's in die wêreld. En eendag kom my vriend, hy's 'n pastoor in die Follies. En hy vra, ken jy nou? Ek sê, ja, nee, ek ken hom. Hy's besigheidsman hierso. Maar hy leef nie meer nie. En hy sê, nou was in die kweekskool. Ek sê, wat? Nou in die kweekskool? Hy sê, ja, hy was in die kweekskool. Hy het geleer van 'n pastoor, maar hy was net so 6 maande of so, dat kan nie onthou nie. En ek kan dit nie verstaan nie. Hy sê, nee, hy het na 'n pastoor se dogter gevry. En toe gaan hy sommer kweekskool toe. So my vraag is, vir wie het dit gedoen? Vir die pastoor of vir die Here? Hoekom doen ons sekere goed? Vir mense of doen ons dit vir die Here? Dit het my baie laat wonder. Ek sal vir jou sê, ek weet nie my skoonseun vandag hier is nie. Miskien het hy ook net gekom vir my dogter begin kerk toe kom. Maar prys die Here, hy moes verander, het nie 'n keuse gehad nie. My huis, ons sal die Here dien.
Amen. En almal wat inkom in my huis, ons sal die Here dien, halleluja. Ons wil 'n voorbeeld wees in alles. Ek vra die Here, Here, as ek iets doen, laat U naam verheerlik word. As ek iets aanpak, Here, laat U naam verheerlik word. In alles wat ek doen. Ek wil afsluit. Hoor gou vanmôre jou belofte. Hy vergewe. Hy red. Hy beskerm. Hy herstel. Hy lei. Hy antwoord gebed. Hy hou sy verbond. Luister gou mooi. God se karakter is om God te wees. En weet julle wat, 'n groot ding wat die Here my hierdie week gewys het. God se karakter het gemaak dat Jesus gekom het. Luister mooi wat ek vanmôre vir jou sê. God se karakter het gemaak dat Jesus gekom het, want hy's barmhartig, hy's genadig, hy's liefdevol. En al hoe hy kon maak dat ons gered word, was om sy seun te stuur, om sy karakter te volbring, om te volbring wie hy is, het hy vir ons vir Jesus gegee. Amen. Dis groot. Dis groot vanmôre. God se naam is 'n naam bo elke naam. Ek het al gedink ons moet daai liedjie sing as julle wil kan ons. Ek het dit nooit verstaan nie. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are saved. The character of the Lord is a strong tower. Die karakter van God is 'n sterk toring. Die regverdiges hardloop daarin en hulle word gered. Ek sê vanmôre vir jou, en ek wil afsluit. Bly by God om sy naam ontwil. Doen dit om sy naam ontwil. Jy leef jou hele lewe om sy naam ontwil. Hoor dat ek vir jou vanmôre sê, gaan 'n groot verandering in jou lewe kom as jy dit gaan begin doen. Ek wil afsluit met hierdie mooi versie. Ek gaan my bril opsit want ek sukkel om te lees sonder die ding. En ek wil hierdie mooi vir julle lees. Daniël 9 7 tot 19. Jy kan dit maar weer gaan lees. Luister gou mooi. Hoor dan nou onsse God na die gebed van u knegt en na sy smekinge. Laat ter wille van die Here u aangesig skyn oor die heiligdom wat verwoes lê. Ter wille van u naam ontwil. Here, hoor my. Hoor my. Kan ek dit weer lees? Hoor dan nou onsse God na die gebed van u knegt, na sy smekinge en laat dit ter wille van die Here u aangesig skyn oor u heiligdom wat verwoes lê. Neig u oor, my God, en hoor, open u oë en aanskou en verwoeste plekke en die stad waar u naam oor uitgeroep is. Want nie op grond van ons geregtigheid werp ons smeke voor u aangesig nie, maar op grond van u groote barmhartigheid. Is dit nie 'n mooi gebed nie? Here, op u barmhartigheid beroep ek vir my vanmôre. Ek vra hierdie goed, want u woord sê, Here, u is barmhartig. Here, hoor, Here, vergeef. Here, merk op en doen dit, vertoef tog nie, om u naam ontwil, my God, want u naam is oor die stad en oor die volk uitgeroep. Amen. U naam is oor my en jou uitgeroep. Jy moet dit besef vanmôre. Sy naam is oor jou uitgeroep. Jy moet sy naam beskerm met alles wat jy het. Laat iemand kom iets sê oor my Ford Boeta. En nou het ek nogal waar ook. Moeilik om daai ding se naam, maar in elk geval, prys die Here. Weet jy wat, ons moet God se naam beskerm met alles wat ons het. Met alles wat ons het, met ons hele lewe. Dit wat jy doen, moet getuig vir die Here. Dit wat jy aanpak, moet getuig vir die Here. Dit wat jy sê, dit wat jy doen, alles moet getuig vir die Here vanmôre. Dit is absoluut waaroor dit gaan. Dis net dit en dit alleen. Die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. Prys die Here. My gebed vir elkeen van julle vanmôre is dat julle naby hom sal bly. Wanneer jy bid, wanneer jy die Here soek, wanneer jy na hom vra, doen dit om sy naam ontwil.